heilig, heilig, heilig is U, Jesus, Koning van konings, Here van die leerskaar. Deur in hierdie oggend word verheerlik deur ons lofsange, want U is dit waardig, Here. U is dit waardig, Here. Ons kom saam met elke hemelwese en ons roep uit, heilig, 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 waardig is U. Waardig is U. U alleen is waardig. Jesus, Jesus, U wat die naam het bo elke naam. Die naam bo elke naam. Almagtige Skepper, Heerser. Aan U behoort alle autoriteit. In hemel en op aarde. Here, en ons kom om U te aanbid. Ons kom om U te aansoek, Here. Te aanskou, Here. Ons wil U teenwoordigheid ervaar, Here. Here, kom openbaar Uself vanoggend aan ons. Here, ek weet dat U skrif sê dat U is alomteenwoordig, Here. U is hier. My gebed is, Here, mag ons U tasbare ervaar vanoggend. U tasbare teenwoordigheid. Jesus. Here, U is die doel. U is ons doel. U is ons prys. U is ons ware wynstok, Here. Ons jaag U na in U teenwoordigheid alleen. Here, mag ons soos Moses in U aangesig, vriend tot vriend, met U tabernakel by U sit, Here. Soos Joshua, Here, gebly het in U teenwoordigheid, Here. Mag U teenwoordigheid vanoggend hier is. Jesus, Jesus, Jesus. Dis in U teenwoordigheid, Here, waarop ons genesing is, vrylating is, blydskap is, vrede is. Jesus. Here, ons roep U naam aan, Here. Ons kleef U naam aan, ons bruidegom. Ons bruidegom. Jesus, Koning van konings. Great are you, Lord. Groot, almagtig, soewerein. U het geen gelyke, Here. Alles vind hulle ontstaan in U, Here. Die enigste waaragtige God, die begin en die einde, die wat is, was en altyd sal wees. Great are you, Lord. Deur U grootheid en goedheid en soewereiniteit en almag, Here, ons menslike brein sal dit nooit in sy volheid kan begryp nie, Here, maar tog, dankie, Here, dat U kies om Uself te openbaar aan ons. Here, dankie dat U nie 'n ver, vreemdeling God is nie, Here. Maar dat U Uself openbaar aan ons, Here. Wat 'n voorreg is dit, dat ons as mens, Here, U skepping, Here, U het gekies om Uself aan ons te openbaar. Tot op so 'n mate dat ons U kan ken, Here. Tot op so 'n mate dat U aan die kruis gesterf het en opgestaan, sodat ons weer kan een wees met U, Here. Sodat ons een kan wees met U, Here, dat ons U bruid kan wees. U, ons werklike bruidegom. Great are you, Lord. Terwyl jy daar staan, wil ek jou uitnooi om die volgende te doen. Kan net vir toe oor staan. Volgens spandeer ek tyd by die Here. En hy vra die volgende vir my, Hendriko, wat het jy nodig? Soos wat wil jy hê? En hy bring daai skrif op van die blinde man wat voor Jesus kom en die blinde man vra vir Jesus, wat soek jy van my? Blinde man, ek meen Jesus kan sien hy's blind, maar tog vra hy vir hom, wat wil jy hê? En ek wil regtig uitnooi om nou, soos wat jy daar staan, ek gaan 'n oomblik of 2 gee. Lê jou versoek voor die Here neer. Gee aan hom dit wat jy wil hê. Die psalmskrywer sê vir ons, vind jou vreugde in die Here en hy sal jou hartsbegeertes aan jou gee. Vind jou vreugde in hom en hy sal jou hartsbegeertes aan jou gee. Gee aan hom jou hartsbegeerte nou.
As ek na die skrif kyk, het Jesus nooit iemand weggekwys nie. En hy het vir hulle gegee wat hulle vir hom gevra het en wat hy nodig gehad het. Jakobus skryf, julle het nie want julle vra nie. Gebruik hierdie volgende paar sekondes net en maak vas by die Here. Dit wat jy van hom vertrou en wil hê. Amen. Amen, julle mag maar sit. My uitdaging aan jou is om daai wat jy nou vasgemaak het by die Here, om dit te gaan neerskryf en in jou voor in jou Bybel te gaan sit. As jy moet jy op 'n yskas plak, gaan plak dit op jou yskas. Maar ek wil jou werklik uitdaag. Bring dit konstant voor die Here. Noem wat jy moet oortuig nie. Maar ons sien in die Bybel hoe die disippels, hoe die Israeliete konstant God se beloftes voor hom bring. So bring dit konstant voor hom. Amen. Julle kan vir my blaai na Genesis 1 toe. So ons gaan vanoggend praat oor die beeld van God. Ek meen dit is iets wat jy al geleer word van Sondagskool af. Jy hoef nie eers baie oud te wees nie, dat ons is geskape in die beeld van God. Ek meen dit is nie 'n vreemde konsep. Daai term het almal al van ons gehoor. Amen. Maar wat beteken dit? As ek vir jou moet vra, as jy vir my moet uitskryf, wat beteken dit dat jy geskape is in die beeld van God? Wat sal jou antwoord wees? Jy hoef my antwoord te gee nou nie, ek gaan vir jou een gee. Jy het dalk 'n goeie antwoord en ek is great, dan preach ek tot die choir vanoggend. Maar dit is so belangrik dat jy weet wat se effek dit op jou veronderstel is om te hê dat jy in sy beeld geskape is. Want hoe kan jy funksioneer optimaal as jy nie weet waarvoor jy geskape is in die eerste plek nie? En dit klink nou voor die hand liggend, dit klink nou asof dit 'n algemene, jy hoef eers ver in die Bybel te lees om op hierdie konsep af te kom hê, maar hoeveel mense in kerk, hoeveel Christene loop rond en wonder nog steeds, hoekom is ek hier? Hoekom is ek geskape? Hoekom is ek, wat is my roeping? Waarvoor is ek hier? Here, hoekom? Hoekom? En ek hoop vanoggend regtig om daai vir jou te beantwoord. Ek meen, toe ek groot geword het met die idee, ek dink as jy vir 2-3 jaar terug nog gevra het nog steeds, wat beteken dit om in die beeld van God geskape te word? Maak ons dit baie menslike term. Nee, my die het sy neus en sy oë en sy, jy verstaan, ons maak dit baie 'n fisiese uitbeelding van hoe hy dalk sou lyk. Maar dit is ek mens 'n kind lyk na sy pa, as hy in sy pa se beeld is, dan trek hy na sy pa, of hy trek na sy ma. My seentjie trek definitief aan sy ma, hy's way te mooi. So, dis nie ek daai nie. Kom ons lees in Genesis 1 vers 26. Dit lees as volg. En God het gesê, laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mense geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die aarde, onderwerp dit, en heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Nou iets wat jy dadelik moet opmerk, ek gaan myself 'n bietjie vooruit hardloop, ek gaan daar eers pin in die bord, okay. So kom ons gaan dit vers vir vers. Wanneer jy die Bybel lees, moet jy die volgende gedagte hou. Skrif, interpreteer, skrif. So voor jy kommentare gaan lees, voor jy Google gebruik, voor jy ChatGPT of Gemini gebruik, laat die Bybel toe om die Bybel vir jou te interpreteer. Dit is hoekom 'n goeie cross-referencing Bybel altyd 'n goeie idee is, want dit wys ander skrifte wat van dieselfde ook praat. So ons gaan vanoggend eers 'n bietjie vashak by die eerste paar verse, vers 26. Laat ons mens maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls in die hemel van die hemel, en die vee oor die hele aarde, en oor die diere wat op die aarde
kruip. So heel eerste ding wat jy moet opmerk, want jy moet die onmiddellike konteks hier sien. God sê ons gaan mens maak na ons beeld. Wat volg net daarna? Hy gee vir hulle autoriteit om te heers. So jy as kind van God is geskape met die doel voor oë om te heers, om 'n invloed en 'n goddelike invloed te hê in jou onmiddellike omgewing, om te heers oor jou emosies, om te heers oor jou finansies, om ook te heers oor die geestelike welstand van jou en jou gesin en die mense in jou direkte omgewing. Jy is geskape daarvoor om te heers. Maar hier's wat ons moet onthou, is daai heers kan jy net doen in Jesus Christus. Dis nie iets wat jy uit jou eie of uit jou eie krag uit kan doen nie. Jy kan dit slegs doen in Jesus. Hoekom? In Lukas 4, toe die duiwel Jesus versoek het, toe sê hy, sien jy al hierdie koninkryke? Ek sal dit aan jou gee, soos wat dit aan my gegee is, sê die duiwel. Nou waar in die Bybel sien ons ooit dat koninkryke gegee is aan die duiwel? Jy sien dit nêrens. Nêrens sê God, duiwel, hierso is vir jou mag oor aarde nie. Vir wie het hy mag gegee om te heers oor aarde? Vir ons. Maar as gevolg van Adam en Eva se sonde wat hulle gepleeg het, het hulle het gekies om hulle wat reeds in die beeld van God was, die duiwel kom en sê, ja maar omdat jy gaan soos God word, hulle is klaar soos hy, hy gooi 'n ding vir hulle wat hulle reeds was, as jy hiervan eet, dan sal jy soos hy word, en soos wie raak hulle? Jy raak soos die een aan wie jy gehoorsaam is. As 'n koninkryksbeginsel vir jou. Jy raak soos die een en jy's in die beeld van die een aan wie jy gehoorsaam is. En hulle sondig en hulle stem ooreen met die duiwel. En sonde kom in en hulle gee hulle mag om te heers, gee hulle aan die duiwel. Maar goeie nuus, toe kom Jesus. Jesus kom, hy lewe perfek die wet geonderhou, gaan dood, staan op en ons sien dat alle autoriteit en alle mag nou aan hom behoort. En dan sê hy, gaan dan uit. So ons sien daar's 'n plek waar hy dit terugneem van die duiwel af. As mens het hy dit kom doen, nog steeds God, maar as mens moet hy dit kom doen. Hy neem dit terug by die duiwel en hy gee dit vir mense weer. En hy stuur hulle uit. Inteendeel hy sê in Markus, in Matteus 16, aan julle gee ek die sleutels, sodat julle kan oopsluit dit wat op aarde, dit wat reeds oopgesluit is in die hemel, sodat julle dit kan oopsluit op aarde en kan toesluit op aarde dit wat reeds toegesluit is in die hemel. Nog 'n vers om dit vir jou huis toe te bring. Hoe moet ons bid? Wat U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. So jy is veronderstel om te heers, soos een wat nie van hier af is nie, want ons is nie van hier nie, ons is vir 'n tydjie hier, is nie van hier nie. Ek snaaks 'n gangster sein, ek weet nie. Jy is 'n burger van die koninkryk van God, wat gemaak is om hier te heers, en om dit wat in die hemel is, hier oop te sluit. So wanneer jy die oomblik wanneer jy agterkom, iets in jou lewe, of in jou by jou werk, of in iemand anders lewe stem nie ooreen van God nie. Wat is jou reaksie met die woord van God nie? Here, lei my en help my, sodat U koninkryk sal geskied, soos in die hemel, nou in hierdie situasie in. Wys my hoe ek hierdie situasie kan benader en hanteer, sodat ek kan heers, want jy is geskape om te heers. Jesus vertel die gelykenis, wat hy sê, so, besit ons enigiets? Nee, ons is rentmeesters. Matteus 25 sê, die landlord het aan sy servants dit toevertrou wat syne is, sodat hulle daaroor kan heers. Okay? So alles word aan jou toevertrou, sodat wanneer hy wat terugkom eendag, gaan hy kom kyk wat jy gedoen het met wat hy vir jou gegee het. Maar die Here vertrou jou toe met die aarde. Dit is eintlik nogal vir my 'n merkwaardige, mind-blowing gedagte. Dat hy kan alles op sy eie doen, maar hy kies vir my en vir jou om sy koninkryk te manifesteer en soos in die hemel so op aarde te laat manifesteer. Maak dit vir jou sin? Amen. Die Here kies jou om te heers. Psalm 24 vers 1, dis nie op die bord nie, maar ek wil dit graag vir julle lees.
Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. So alles behoort aan hom. Maar hy kies jou om 'n rentmeester te wees daarvan. As jy gaan sien hierso waar hy sê, gaan uit en bewerk die waarde, die aarde. Die Engelse term praat van 'n subjugate. Dis 'n militêre term wat gebruik word om areas te infiltreer wat nie aan jou behoort nie en jou koninkryk daar te manifesteer. Gaan lees Genesis. Die Here maak die aarde, hy maak die tuin en in Eden maak hy die tuin. In Eden maak hy die tuin. So hier's wat ek voor jou wil hou is. Ek dink nie die hele aarde destyds was hierdie perfekte tuin gewees nie. Want waartoe het hulle uitgejaag? Dink bietjie daaraan. Hy jaag hulle ergens uit. God se plan was hierso is my blueprint. Hierso is my blou druk. Daar sê die Afrikaans. Hierdie is hoe dit moet lyk, hierdie is hoe ek wil hê dit moet wees. Vat hierdie en gaan brei dit uit, bewerk dit. Werk het nie gekom met die sonneval nie. Werk was nog altyd daar. Soos Dirk Berg gesê het, werk raak nooit klaar nie. Werk is altyd daar. Die mens raak klaar, maar werk is altyd daar. Sing hy in sy liedjie. Ek weet nie van julle hom ken nie, maar ons het dit baie geluister op die lang pad. Die Here het jou geroep om sy koninkryk op aarde te manifesteer. En wat se blouprint het ons nou? Ons het nou 'n tuin nie. Ons gaan nou 'n tuin maak nie. Wat se blouprint word nou toevertrou aan ons? Jesus. Ons kan na hom kyk en sien hoe die perfekte wese, die perfekte mens, die perfekte bloudruk, die perfekte plan, hoe God wil hê jy jouself moet te werk gaan, kan ons by hom sien. Ek wil werklik vir jou sê, en dis 'n uitnodiging, as jy kyk na die lewe van Jesus, as jy deur Genesis, deur Matteus, Markus, Lukas en Johannes lees, sien alles wat Jesus sien as 'n uitnodiging wat hy jou roep om dieselfde te doen. Ek weet dit is iets wat ek konstant voor die Here lees. Here, U het ons geroep om vir siekes te bid. U het geroep vir ons om 'n antwoord in die lig te wees in 'n donker wêreld. Jy is geroep vir dit. Jy kan nie om dit kom nie. As jy 'n roeping en enigiets anders vind, gaan jy altyd teleurgesteld wegstap. Ek het nou veel beloof. Dit gaan jou dalk vir 'n rukkie volmaak, maar ewigheidswaarde, ewigheidsvervulling lê slegs in die woord van God. En in daai uitleef van wat hy jou gemaak het. Beteken dit almal moet in bediening wees? Nee. Almal hoef nie vir die kerk te werk nie, dan ek die werk nie. Okay? Bly hulle werke. Maar daar waar jy sit, wat keer jy om vir die persoon langs jou te bid voor jy te bid as jy in die winkel loop? Dis kan ek vir jou bid, jy sien iemand wat beneergedruklik. Of jy vat 'n kans. Jy weet jy kry daai fyn stemmetjie wat jy partykeer voel, gaan praat met daai persoon en as ons baie is nee, wil nie. Kan die Here 3 keer met my gepraat het een keer en ek sê Here, ek is jammer. Toe repent ek voor die Here. Want as daai van die Here praat met my en ek is soos daar's dalk seker is dit net ek. Toe loop ek daai persoon 3 keer raak nadat nog steeds in die winkel. Elke aisle is hulle daar. Ek sê okay Here. U gaan my nie laat verbykom nie. Dankie vir u genade waar ek ongehoorsaam was. Die Here roep jou om te heers. Amen. Dan weer nog steeds in dieselfde hoofstuk skape God man en vrou. Dit is baie belangrik vir vandag se. Mense sal dink dat dit is voor die hand liggend, man en vrou. Maar ons rede hoekom ek bietjie net wil stil staan op hierdie, want ons lewe in 'n samelewing waar waarheid, en dis hoekom die waarheidkursus so belangrik is, waar waarheid regtig relatief geraak het, waar man wees en vrou wees so wat 'n keuse geraak het. En wat sien ons in die woord van God? Is dit 'n keuse? Kies iemand om 'n vrou, word die keuse gegee aan 'n man om 'n vrou te kan kies of 'n vrou om 'n man te kan kies. Dit word aan jou gegee. Die wêreld en hulle wetenskaplikes en hulle slimmes wil uitsonderings gebruik van mense waar daar 'n defek is, wat minder as 1% is, en dit gebruik as nee, maar hierdie is hoekom die woord van God nie van toepassing is nie. Ek wil vandag vir jou sê, die Here maak man en vrou en hy gee man en vrou.
Chuck Norris sê een keer dat hy was ook vasgevang in die vrou van 'n liggaam, in die liggaam van 'n vrou, en toe is hy gebore. So die Here skep vir jou man en hy skep vir jou vrou. Dis nie iets om te besluit nie. Ek wil vir jou sê, iemand wat voel dat hulle wat deur mekaar is, wat voel, nee, maar hulle voel eerder soos 'n vrou, al is hulle 'n man, wat ek vir jou sê, het hulp nodig en het bevryding nodig en het regtig die woord van God nodig. Dis nie iemand wat jy altyd hoef te skel en te vloek en sê hy kom reg nie. Dis iemand wat uitroep vir hulp eintlik. Hulle het hulp nodig, hulle is ons 'n leuen vir hulle vertel. Ons 'n leuen vir hulle vertel en dit is tyd, kerk, dat ons nie kan stil bly oor dit nie. Want die leuen kry momentum, want die kerk is te bang om iets oor te sê. En partykeer wanneer ek die kerk iets daaroor sê, dan doen ons dit so partykeer nogal interessant. Kan partykeer baie doom en gloom en regheid en jy gaan hel toe en so kerk kan partykeer dit ook doen. Maar jy moet sien dat dit iemand is wat verlore is. En nie iemand wat 'n kopklap nodig het nie. OK? Verstaan julle dit? God skep man en vrou. En hoekom wil ek dit ook vir jou sê is, want God het nie 'n geslag nie. OK, man kom uit hom uit en vrou kom uit hom uit. Hy is 'n bonatuurlike wese buite ons verstaan. Mans is nie meer in die beeld van God as wat vrouens in die beeld van God is nie. Ja, God gee 'n gesinsorde van hoe goed moet werk, maar 'n man is nie nader in die beeld van God as wat 'n vrou is nie. As jy kyk in die woord van God, word daar baie manlike terme gegee aan God, die Vader. Jesus is 'n man, want hy het gekom as 'n man. Hy's 'n koning. God sê, ek wil nie vir julle koning gegee nie, want ek wil julle koning gewees het. Maar in Jesaja en in Matteus vergelyk hy homself met 'n hen wat sy kykens bymekaar wil maak, of 'n vrou wat geboorte wou gee. Vergelyk hy homself met dit. Wie het al die Shrek gekyk? Hoorie, hy eerste scene toe God 'n vrou is, toe dog ek, o, Jesus. Maar ek's baie erg op geestelike flieks. As dit vir my enigstens nie met die woord van God oorstem nie, as ek soos nou hy. Gaan ek aan die kant toe. Maar dis wat daai ou nodig gehad het in daai tydperk. Want mans was vir hom 'n harde figuur. Mans het hom mishandel, mans het sy pa het hom weggestoot en geslaan. Hy het nie 'n manlike figuur nodig gehad nie. Maar mans en vrouens is beide in die beeld van God. Maak dit vir jou sin. Ek wil nie deur mekaar maak in hierdie oggend nie. Maar jy moet besef dat God is 'n wese ver bo en groter as ons verstaan. So almal is in die beeld van God wat man en vrou is en hy besluit wie man en vrou is. Jy kies dit nie, ek kies dit nie. Ek meen, hulle wil dat kinders so oud as wat? 2, wat 5 of al kan kies wat se geslag hulle wil wees en ek weet eers of ek my naam kon spel op daai ouderdom hê. Nou al 'n lewenslange besluit neem. Maar die wêreld is verlore en dit is chaos daar buite en dis hoekom ons geroep word om te heers en waarheid te bring. En dis hoekom jy jouself moet koop met wat die waarheid is. Want ek dink dit is baie maklik om te sê wat verkeerd is, maar weet ons wat reg is. Weet ons hoe om op te staan en in die beeld van God en eintlik iets te verteenwoordig vir mense om na toe te gaan en nie net weg te gaan vanaf nie. Maak dit vir julle sin? Amen. Great. Dan die tweede punt is God is op 'n missie. Dit sluit aan by Jesus, die derde punt. Dit sluit aan by die eerste punt wat Jesus het gekom, hy het die vyand kom verslaan, hy het die sedels teruggeneem en nou sê hy soos wat die Vader my gestuur het, so stuur ek ook vir jou om uit te gaan en om te heers en soos in die hemel so ook op die aarde. Ek in Handelinge gebeur die volgende. As wat ek hier neergeskryf het is Petrus kom by the gate they call beautiful, so daar verlamde man. Sy hele lewe lank. Want hulle bring hom daar om almoses te kry, om geld te kry. Want hy kan nie, dis waar hy bedel. En Petrus hulle kom by hom en hy vra vir hulle vir almos en Petrus sê vir hom, silwer en goud het ek nie. Maar dit wat ek het, gee ek jou. Bekende storie. Maar daar's 'n liedjie en hy sing en hy spring en hy loof die, Maar volgende week Riako, as ek daar. Hy sing en hy spring en hy prys die Here. Wat is aan jou gegee? Maar dit wat ek het, gee ek jou.
As iemand van jou moet vra, Riarko, ek het hierdie nodig, wat het jy om vir hom te gee? Besef wat aan jou gegee is, om aan mense te gee. En ek dink ons weet dit altyd nie. Besef jy, dat die gees van God aan jou gegee is. Ek sal my gees uitstort, oor alle vlees. Alle vlees. In Joël 2 profeteer dit al, en in Handelinge 2 sê Petrus, hierdie wat nou gebeur, wat julle nou so deur mekaar maak, is wat geskrywe staan in Joël 2. Die gees word uitgestort op alle vlees, sodat ons kan profeteer, vrylating vir die gevangene kan aankondig, en sodat ons hande op siekes kan lê en hulle genees. Amen. God is op 'n missie en hy nooi jou saam op dit. Soos die Vader Jesus gestuur het, so stuur hy ons. Dan kan jy vir my blaai na Efesiërs 4 toe. Die 4de punt. Want ek het nou baie gepraat oor wat jy moet doen. Jy moet heers, bid vir mense, laat die koninkryk aarde toe kom, man en vrou. Maar jy moet ook besef dat jy is ook geskape in God se morele ewebeeld. Jy is gemaak om sy karakter ook te verteenwoordig op aarde. Nie net die werke aspek van wat Jesus gedoen het nie, maar ook sy karakter. Het Jesus ooit teruggeslaan, teruggevloek, teruggejou, terug enigiets gedoen? Het hy op enige plek in die Bybel toegelaat dat dit wat ingekom het van ander mense, sy reaksie bepaal het teenoor mense? Noem vir my oomblik waar hy dit gedoen het. Nooit. Selfs toe hy die tafels omgegooi het hy eers gaan sit en 'n sweep gevleg. Hy het nie roekeloos daar ingehardloop en net goed rondgegooi nie. Dis daai, iemand sê een keer, ja maar, jy moet selfbeheersing hê, hè? As jy kwaad is, raak rustig, sodat jy eers, moenie die ou slaan nie, kry eers jou selfbeheersing terug. Sê ek, ja maar, wat as my selfbeheersing is, soos om met 'n ou te gee? Ek grap, ek is nie 'n fight ou nie. Ek word nooit in die gesig geslaan nie, want ek kyk nie om as ek weghardloop nie. Dankie vir julle wat lag. Rent the crowd. Efesiërs 4 vers 24 lees as volg. En julle moet die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Jesus sê, God sê, wees heilig want ek is heilig. So ek wil jou uitnooi, ons word geroep om heilig te lewe. Is daar kere waar ons dit verkeerd kry? Ja, prys die Here vir genade. Prys die Here vir sy genade. Maar sy genade en dis 'n moeilike een partykeer, want as jy na een kant toe gaan, dan kry jy die grystrein, wat almal die grystrein ry en ons kan doen wat ons wil en ons kan aangaan en dan sal Paulus vir jou gesê het, nee, stellig nie. Hy sê, sal ons meer sondig sodat ons meer genade kry in Romeine? Nee, stellig nie. Sê, dis 'n verskeie groot woord. Ek hou daarvan. Nee, stellig nie. Maar beteken dit ook dat ons onder die eystervuis lewe en elke keer wanneer jy verkeerd kry, tik die Here oor jou vingers en praat hy nie vir 'n week lank met jou nie? Nee, dis ook nie dit nie. Hy het genade vir jou wanneer ons dit verkeerd kry, solank as wat ons hom najag. Sy genade is om ons te bemagtig om van glorie tot glorie, soos wat ons hom aanskou, getransformeer te word tot in sy beeld van geregtigheid en heiligheid. Ons is deel van 'n heiligmakingsproses. En jy moet jouself konstant afvra, is doen ek nog die dinge, en wees eerlik met jouself, doen ek nog steeds die dinge wat ek 'n maand, 6 maande terug gedoen het, of groei ek in heiligheid? Want ons is veronderstel om in heiligheid te groei. Paulus sê toe ek 'n kind was, het ek die dinge gedoen van 'n kind. Maar nou dat ek 'n groot mens is ek klaar met die dinge van 'n kind. So daar is 'n plek waar ek en jy by die Here moet sit en sê, Here, waar? Nooit op jou eie nie, altyd saam met hom. Altyd saam met sy Heilige Gees. Sê, Here, wys vir my waar is daar 'n takkie wat gesnoei moet word? Waar doen ek nog die dinge van 'n kind? Waar ek nog nie gegroei het nie. Maak dit vir jou sin? Sodat jy getransformeer kan word tot sy morele ewebeeld en karakter. En ek wil nou vir jou sê, karakter gaan vir jou baie verder vat in hierdie lewe as geestelike gawes. Dis ernstig. Ons moet
Ons moet net so hard fokus op ons karakter in die Here as die geestelike gawes. Maar partykeer kan ons so weggevoer raak met die geestelike gawes. En as dat dit die groot manifestasie is en die Here is vanoggend hier, want siek is genees en dit gebeur en dat gebeur en ons vergeet partykeer dat sy manifestasie ook ek en jy is wat in heiligheid groei. Jy sal geken word aan hoeveel siekes jy voorbid en hulle genees. Jy sal geken word aan jou vrug. Aan jou karakter word ons geken. En jy word geroep om God se morele ewebeeld te wees. Kolossense 3 vers 10. En julle moet die nuwe mens beklee met wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Amen. Rasionele en intellektuele vermoë. Wel, die Here gee vir ons 'n brein om te dink, die vermoë om intellektueel te kan funksioneer. Ons is nie diere wat op instinkte werk. Ek's honger, ek moet eet. Ek is kwaad, ek moet byt. Of wat dit ook al, ek's geïrriteerd, ek moet byt of wat ook al diere doen nie. Spandeer nie soveel tyd in hulle kop, in hulle denke nie. Maar jy word geroep, jy's 'n mens wat gemaak is met 'n intellektuele vermoë. En ek wil vir jou sê, Christendom is intellektueel. Ek het so rukkie terug hele preek daaroor gedoen dat ek glo nie geloof is blind nie. Geloof is nie blind nie. Ons het soveel bewyse van hoe goed ons God is. Ons het soveel getuienisse. Jy moet net die woord en luister bietjie wat by kerke gebeur van hoe goed God regtig is. Ek meen Abraham het nie blindeliks vir Isak geoffer nie. Hy het hom geoffer, hoekom? Want hy het aan die belofte wat God voor hom gesit het vasgehou. En gesê, selfs al sou hy hom uit die dood opwek, weet ek, God sou ingryp in hierdie situasie. En hy het nie geweet hoe God gaan ingryp nie, maar hy was nooit blind in die situasie nie. Hy het op God se karakter vertrou. Ken God se karakter, dit sal vir jou 'n vaste fondasie wees. Amen. Maak dit vir julle sin? Kry julle warm? So 'n bietjie? Nee? Okay. Ek sien van julle skud van hulle hou vas. En ek het nou die dag weer op die stelling afgekom. Wetenskap is nie teenstrydig met God nie. Regtig, met geloof nie. Glad nie. Nie eens hoegenaamd nie. As jy gaan kyk na die groot wetenskaplikes wat destyds begin het met die veld van wetenskap, was klomp gelowiges geweest. En daar's 'n stelling wat sê 'n bietjie wetenskap sal van jou 'n ongelowige maak. Want jy kan dit manipuleer. Enigiets kan 'n mens manipuleer om jou sin te kry. Maar as jy alles in ag neem, sal jy agterkom dat tot geen ander gevolgtrekking kan kom as dat daar 'n Here Jesus is nie en dat daar 'n God is nie. En ek meen jy hoef net Jesus en sy kruisiging te bewys en die hele Bybel is waar. En ek meen ons het hoeveel skrifte van die Dead Sea Scrolls, ons het oor die 5000 skrifte van die Nuwe Testament wat honderde, duisende meer is as meeste geskiedenisse manuskripte. So dis hoekom ek sê dis nie blind nie. Daar is genoeg bewyse. Daar's genoeg bewyse. Dan verhoudingsvermoë. Hier is my interessante ene, ek hou van hierdie ene altyd, is jy word geroep om verhouding te hê, jy's geskape in sy beeld, en wat beteken dit? Jy's geskape om verhouding te hê met hom en met mens. So heel aan die begin was God, né? God het alles gemaak. Nou daar staan die eerste woord wat daar gebruik word vir God in die oorspronklike Hebreëus is 'n meervoudvorm en dan sê dit God het geskape, enkelvorm. So wat wil ek hê jy moet sien? Hulle is 3, maar hulle funksioneer as 1 want hulle het perfekte verhouding. Ek meen ons sien dit weer in hierdie teksvers van Genesis 26 tot 28. Kom ons maak mens. Hulle het met mekaar gepraat, kom ons maak mens. Wie is daai ons? Vader, Seun en Heilige Gees. Hulle het verhouding met mekaar. En hy het mens gemaak, enkelvoud. As 1 gefunksioneer. Wat is die grootste gebod? Hulle dink hulle gaan vir Jesus vasvra. En vir hom sê, Here, maar wat is die grootste gebod wat jy moet nakom? En hy sê, en hierdie 2 word als vasgevang. Om die Here jou God lief te hê, verhouding te hê met hom, en met mens.
hieraan gelyk. Baie belangrik, ek het dit baie keer al gesê. Hieraan gelyk. Ek maak altyd die stelling, as jy kwaad is my oor, as ek jammer, ek wil nie mense kwaad maak, ek beloof. Ek kan baie van iemand se verhouding met die Here sê, aan hoe hulle mense hanteer. Want jy moet verstaan dat God vir mense lief is. Jy het 'n kruis wat daarvan praat. Jy het 'n leë graf wat daarvan praat. Dit is net so belangrik soos wat dit vir ons is om hom lief te hê met alles wat ons het. Hieraan gelyk, sê hy, om jou naaste lief te hê soos jouself. Dis nie die een of die ander een nie. Eerste God, maar ook mens. As ons werklik God lief het, sal ons mens lief hê. Hoekom? Want hy het hulle lief. Amen. Julle okay? Nou wil ek afsluit met die volgende punt. Wie is almal in die beeld van God? Want ons weet Adam en Eva is geskape in die beeld van God en toe kom sonde, hulle kry dit verkeerd, sonde kom die wêreld in. Is mense in die wêreld minder in die beeld van God? Hulle is nog steeds in die beeld van God geskape. Want dit praat moenie bloed, hy wat bloed stort, moet weet dat hy iemand vermoor het wat geskape is in die beeld van God. Kan in Jakobus gaan lees. Mense in die wêreld is nog steeds geskape in die beeld van God. Maar dit is soos water met modder in. Dit is 'n verwronge beeld, maar dit is nog steeds daar. En dis hoekom ons Jesus nodig het. Dis hoekom hulle Jesus nodig het, net soos ek en jy eens op 'n tyd Jesus nodig gehad het, sodat daai beeld wat reeds in mense is, weer kan uitkom. Sodat die heiligmakingsproses kan begin, sodat ons meer en meer getransformeer kan word tot glorie van hom. Ek wil wel die volgende sê, is wees almal kinders van God. Hulle wat Jesus aangeneem het. Almal is nie kinders van God nie. Almal is in die beeld van God. Party is by Jesus en besig om getransformeer te word van glorie tot glorie. Ander is in 'n verwronge deurmekaar toestand, want ons word gebore met 'n sondige natuur. Maar slegs die wat Jesus aangeneem het, is sy kinders. Johannes 1 vers 12. En dis hoekom ek sê, die een aan wie jy gehoorsaam is, jy is geneig om te lyk soos hy. En hulle wat Jesus aangeneem het, is sy kinders. En Jesus is die enigste een wat ons kan terugbring na daai plek toe. In die antieke tydperk het die Caesars, gouverneurs, noem dit wat jy wil, het wanneer hulle 'n area ingeneem het en hulle het beheer oorgeneem van daai area, het hulle 'n standbeeld daarop gerig wat gelyk het soos die Caesar of die gouverneur. En net so wil ek jy moet sien, jy kind van God, is as 'n beeld van God hier geplaas in Wellington om hier te heers en aan te dui die heerskappy van ons koning. Jy is nie hier om die tyd uit te wag nie. As die Here my spaar dat ek nog 'n dag en nog 'n dag en nog 'n dag nie. Jy is hier gemaak om te sê, Here, wat doen ons vandag? Here, wie moet ek vandag sien? Here, moet ek vandag net by U wees? Wat moet ons doen vandag, Here? Maar 'n konstante verhouding te wees met hom en met hom konstant te praat en in sy teenwoordigheid na te jaag en in dit te sit en in dit te wees, soos laasweek se preek. Dis hoekom ek vanoggend die offergawe skrif ook van Noag gebruik het. Want hierdie Noag is 'n figuur in die Ou Testament. Jy moet dit onthou, dis voor die uitstorting van die Heilige Gees. Dit is nog in daai tussentydperk van sonde en voor die Heilige Gees uitgestort is en God het met hom gepraat. Soos ek met julle praat. Het dit met Noag gedoen. Dis met Noag en met Moses en met Henog. Hy het net soos 3 verse in die Bybel, maar hy is my absolute held. Hy het saam met die Here geloop en toe is hy nie meer daar nie. Daai is nogal, dit moet interessant wees. Hy het nie eers 4 wae gekry om te kom optel. Dit was net soos toep weg. Want hy was so een met die Here. In die Ou Testament, hoeveel te meer is dit nie moontlik vir my en jou om saam met hom te wandel
in wie die Gees van God sy woning maak nie. Ek wil hê jy moet hierdie sien as 'n uitnodiging om verder te gaan kou hieraan, sodat jy werklik kan verstaan wat dit beteken dat jy in sy beeld gemaak is, sodat daai waarheid daarvan sy volle uitwerking kan hê in jou. En hoe kan jy meer en meer en meer die beeld van God verstaan? Deur sy woord, te lees, te bestudeer, tyd te spandeer daaraan. Woordskool, kom soontoe. Jakobus sê dat hy wat die woord van God hoor en wegstap en vergeet daarvan en niks daarmee doen nie, is soos iemand wat in die spieël kyk en soos hy omdraai vergeet hoe hy lyk. Dit klink vir my amper onmoontlik. Dit klink amper simpel. Soos hoe kan jy vergeet hoe jy lyk as jy in die spieël kyk? Ek wil vir jou sê die enigste werklike spieël, waarmee word die spieël vergelyk? Die woord van God. Die enigste werklike spieël wat reflekteer wie jy is nie die een wie jy in die oggende kyk en jouself sleg sê 10 to 1 nou en dan nie. Maar die woord van God. Jy is hier met 'n doel om te heers. Jy is gekies as 'n man en 'n vrou. Jy word gekommission deur Jesus Christus wat gesê het, gaan dan uit. Maak disippels. Jy is geroep om disippels te maak. Jy is bekragtig met sy Gees. Die Heilige Gees lewe in jou. Jy is nie eens alleen nie. Ek sal met julle wees tot aan die einde van daal. Sodat hy sê en hy gee die geestelike gawes soos wat nuttig is. As jy in 'n situasie kom en daar's 'n gawe nodig, dan vertrou die Here daarvoor. En jy is geroep om sy ewebeeld te wees. Om te lyk soos hy, om te lyk soos Jesus. Ek dink niemand van ons sit en dan dink ons aan Jesus en ons sien ons hierdie kwaai figuur nie. Inteendeel, baie mense sien Jesus as die vriendelike een. Die Heilige Gees is die hoendervleis. Dit amper klink blasphemous. En die Vader is die kwaai een in die Ou Testament. Ek wil sê dis ook 'n verwronge prentjie van God. Want hulle is presies dieselfde. Vader, Seun en Heilige Gees. Al verskil tussen Ou Testament en Nuwe Testament is prys die Here Jesus. Dat ons nie die oordeel moet op ons vat soos in die Ou Testament nie. Maar Jesus het gekom, die perfekte lam, en nou die koning van Juda, en heers. Maak jou oë toe. Asseblief. Ek wil hierdie oggend met jy die volgende sien. Hoe ons sien as die queen iemand knight, sir something, dan sit hulle swaard so op iemand se skouer. Ek wil vanoggend hê jy moet sien hoe die Here jou kom knight. Dankie Here dat elke persoon wat hier sit geroep is, geskaap is met 'n doel, bekragtig is met die Gees. Here, dat hierdie maar die beginpunt is, Here, van groter dinge en nuwe dinge wat voor hulle lê en ons lê. Here, mag ons soos ons U aanskou, van glorie tot glorie getransformeer word, om nog meer en nog meer in die volheid van U beeld te wandel. In Jesus naam. Ag Here, dankie vir U, Here. Dankie vir U liggaam en U bloed. Here, dankie dat ons eens op 'n tyd, al was ons verlore in die duisternis rondgetas, ver van U, vyand van U, vreemdeling van U. Here, dankie dat U gekom het, Here. Dankie dat U die prys betaal het, die perfekte offer vir ons. Dankie daarvoor, Here. Here, en soos wat ons hierdie nagmaal neem, Here, dink ons aan U, Here. Ons dink aan die kruis. Die prys wat betaal is vir ons, sodat ons weer van glorie tot glorie getransformeer kan word tot dit waarvoor U mens gemaak het aan die begin. Om rentmeesters te wees van die allermagtigste, allerhoogste koning van konings, Jesus. Kom ons hierdie brood. Here, dankie vir U bloed wat gevloei het
En vir u woorde aan die kruis, dit is volbring, tetelestai, paid in full. Here, dankie dat ons skuld in volheid betaal is, Here. In volheid. Ons is vry. Dankie vir u bloed.